Weer 'n keer goeiemôre en welkom in die huis van die Here. Daar's nou die geleentheid vir huldeblyk aan diegene wat ons aan die dood moes afstaan die afgelope jaar. En ons vra dat 'n lid van die gesin na vore sal kom en vir ons 'n kers ter herinnering sal aansteek. Who
Broers en susters, kom ons sluit ons oë saam in gebed. Here, U is die bron van lewe en U is die draer van ons hoop. Ons het sopas geluister na woorde van herinnering en van dankbaarheid met die lied wat ons gespeel het. Maar Here, ons bring dit nou voor U ook as 'n loflied vir die geskenk van 'n lewe wat ons verryk het. Ons dank U vir die liefde en die vreugde en die lig wat ons deur hierdie geliefdes ontvang het. Here, ons bid dat U ons sal troos in ons verlange, dat U ons sal dra in ons rou en dat U ons harte sal vul met vrede. Laat die herinneringe wat gedeel is vir ons 'n seën wees en laat die geloof wat ons dra ons versterk. Ons vertrou U, Here, en gee onsself in U hande oor. Amen. As fotum wil ek vir ons lees 'n gedeelte uit Johannes uit, wat vir ons ook dien as vertroostende woorde vir hierdie herinneringsdiens van ons geliefdes. En ek lees vir ons Johannes 14 vanaf vers 1. Luister aandagtig. Laat julle harte nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit nie vir julle gesê het nie. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê toe vir hom, vir Jesus, Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Wat 'n wonderlike gedeelte om as fotum voor te kan lees op 'n dag soos vandag. En geliefdes, daarom groet ek julle met die versekering van God se liefde vir elkeen van julle. Hy het julle almal lief met 'n liefde wat nooit sal ophou nie. Amen. Kom ons staan en dan sing ons saam blye versekering.
Kom maar weer sit, baie dankie. Ons tema vir vanoggend se prediking gaan oor die meer as lewe. Die meer as lewe. En ons gaan lees uit die Matteus Evangelie, in besonder Matteus 5. Nou is daar iemand wat vir my kan sê Matteus 5. Waar begin Matteus 5? Matteus 5 begin met die bergprediking. Maar ons gaan nie die bergprediking voorhou vandag nie, ons gaan 'n gedeelte na dit doen. Voor ons begin met die skriflesing, kom ons sluit ons oë in gebed en vra dat die Here ons oë en ons ore vir ons sal oopmaak. Here, wanneer ons nou u woord oopmaak, dan bid ons, open ons oë sodat ons u waarheid kan sien. Maak ons harte sag en ontvanklik, sodat ons u stem kan hoor. Laat ons nie net luister met kennis nie, maar met geloof en 'n verwagting. Here, laat u woord wortel skiet, vrug dra en ons lei op die pad van die lewe. Amen. Ek lees vir ons Matteus 5 vanaf vers 17 tot 20 en ons voorlesing kom uit die Nuwe Lewende Vertaling. Dit gaan oor Jesus se volgelinge en God se wet. Julle moenie die rede vir my koms misverstaan nie. Ek het nie gekom om 'n streep deur die wet of die profete te trek nie. Ek het gekom om die ware bedoeling van God se wet te laat uitkom. Ek verseker julle, al sou die hemel en die aarde ophou bestaan, sal die wet definitief tot in sy fynste detail geldig bly, totdat God se bedoeling daarmee bereik is. As jy dus die kleinste van God se opdragte op sy sou skuif en ander leer om dit ook te doen, sal jy die kleinste wees in God se koninkryk. Maar as jy God se wet tot in die kleinste detail respekteer en gehoorsaam, sal jy groot wees in sy koninkryk. Want ek sê vir julle,
as julle nie die skrifkenners en die fariseërs oortref in hoe julle God se wil uitleef nie, sal julle beslis nie toegelaat word in sy koninkryk nie. Tot sover. Welgeluksalig is elkeen van ons wat vanoggend die woord van die Here ter harte neem. Hierso praat Jesus oor die wet. En God se wet, die grootste gebod, sê vir ons, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, die hele siel, met al jou verstand. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Kom ons kyk na hierdie prentjie van die twee visse wat op die skerm vertoon. Nou watter een sou jy sê is die meer gelukkige vis? Die een nou aan julle linkerkant of een aan die regterkant? Jy besluit vanoggend self watter een vir jou gelukkig lyk. Ons het ons geleer om geseënd te wees deur God is baie anders as wat die wêreld vir ons sê. Want geseënd wees by God het 'n geregtigheid op God en op ander. Broers en susters, een van die pynlikste siektes wat in ons land heers en wat ons dikwels afvra is, hoe min kan ek doen en nog steeds daarmee wegkom? Hoe min kan ek doen en kan ek daarmee weg? En ek praat nie nou net van belasting betaal nie, né? Ons almal weet waarheen daai gedeelte gaan. Maar dit gaan oor alles. Dit gaan oor jou werk. Hoeveel keer het jy nie opgedaag by jou werksplek en net gewens, ek gaan vandag nie baie doen nie, maar ek soek my voldagse loon. Dit geld in jou verhoudings. As jy nie alles insit nie, gaan jy nie alles uitkry nie. En natuurlik geld dit ook in ons geloof. Ons doen net genoeg om goed te lyk. Net genoeg om aanvaarbaar te wees. Maar die Bybel herinner ons dat Israel, wat geroep is om 'n seën vir die volk te wees, het in ballingskap beland, omdat hulle net die uiterlike nagekom het en nie die hart van God gesoek het nie. Dallas Willard het in een van sy boeke geskryf, en verskoon die Engels, trying merely to keep the law is not wholly unlike trying to make an apple tree bear peaches by tying peaches to its branches. Met ander woorde, jy kan nie vrugte vasmaak aan 'n boom en hoop dit lyk reg nie. Jy kan nie 'n appelboom vat en perskes aan hom gaan vasbind en sê, hierdie is 'n perskeboom nie. Dit werk nie so nie. En net so kan ons nie 'n paar godsdienstige gewoontes aan ons lewens vasplak en dink dit is net genoeg nie. Jesus roep ons vanoggend na 'n lewe meer as net die minimum. 'n Lewe van liefde. Ek meen, wanneer ons eredienste toe gaan, is dit mos nou nie omdat dit 'n reël is nie. Ons gaan omdat ons God liefhet en omdat ons saam met medegelowiges God wil aanbid. Ons gaan nie kerk toe omdat daai dominee daar is nie. Ons gaan nie kerk toe omdat die program wat hulle aanbied aanloklik en vir ons aanvaarbaar is nie, of omdat die hype, die gevoel 'n groot lawaai is nie. Indien dit vanoggend u geval is, vra ek weer dat u dit sal herbesin. Wanneer ek my dankoffer gee, is dit nie om gesien te word nie. Dit is omdat ek weet, met my 10de
eer ek die Here. Ja, ek gee dit met vreugde. Selfs wanneer die bank jou laat weet met 'n SMS, jou geld is inbetaal, dan kan jy maar stilweg net sê, dankie Here, hoe kan ek U hiermee dien? En wanneer ons bid, is dit definitief nie om ander mense te beïndruk nie. Dit is om stil te sit by God, om na hom te luister en om te verander. Die grootste voorreg in my lewe is dat ek vrye toegang het tot God die Vader, die Almagtige. Julle sien, die Fariseërs het alles presies bereken. Selfs die tiendes van kruie wat hulle versamel het. En dit was nie nodig gewees nie. Maar hulle het dit gedoen om gesien te word. Hulle het op straathoeke gaan bid, nie uit die liefde van God nie, maar vir applaus en vir erkenning. Jesus roep vir ons na meer as. Meer as net die minimum. Meer as hierdie uiterlike vroomheid. Hy roep ons na 'n lewe waar alles wat ons doen, gedoen word asof dit vir die Here self is. Dit beteken, ons passie is nie 'n klomp reëls nie. Ons passie is Jesus self. Ons leef in 'n gesprek met Jesus. Ons draai ons ore na Jesus en ons is gereed om te hoor wat hy vir ons wil sê. En die Gees laat in ons die vrug groei waarvan daar in Galasiërs so mooi gepraat word. Die vrug van die Gees: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Hierdie is alles dinge waarna die wêreld smag, maar wat die wêreld nie vir jou kan gee nie. Ek onthou, 'n vriend van my het 'n storie uit Duitsland uitgebring. Hy sê dat tydens lydenstyd moes die priesters daar vas. En elke dag is die groot kerkklok gelei om die priesters te herinner, julle gaan nou vas. En terwyl die priesters nou almal agter die gordyne gaan sit het, kom die kroegman met bier en icewine om vir die priesters aan te dra. Hy sê vir my, die persoon wat dit aan hom vertel het vir hom gesê, dis hoekom hy nie meer glo nie. Want as geloof net jou uiterlike plig is, sonder 'n hart, dan verloor mense hoop. Net soos wat jy nie perskes aan 'n appelboom kan vasplak en sê jy is 'n perskeboom nie, het hierdie priesters voorgegee om te vas en te gaan bid, terwyl hulle icewine en bier gedrink het. Broers en susters, ek en jy, ons is disippels. Ons is leerlinge van Jesus. Mense kyk na ons van meet af en hulle meet ons ook aan Jesus. En soms voel dit onregverdig, maar ons leef eenvoudig agter Jesus aan. Ons leer by Jesus hoe om God te eer, hoe om saam met God te kan leef. Ons lees definitief nie die Bybel om gelukkig te raak nie, of om gelukkig te wees nie, maar om vir God vreugde te kan gee. Ons sien Jesus se vertroue in die Vader raak. Ons sien Jesus se afhanklikheid. Jesus het geleef wat hy gepreek het. Soos ek in die fotum gelees het, is Jesus self die woord van God. En nou leer ons ook om in afhanklikheid van God te leef.
Paulus skryf in Romeine 8, ons word al hoe meer gelykvormig aan die beeld van God se seun. En Jesus kom vanoggend in die teks wat ons gelees het en hy sê, moenie dink ek het gekom om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het gekom om volle betekenis daarin te laat kry. Julle sien, Jesus het nie gekom om die wet af te skaf nie. Hy het dit ook nie uitgebrei soos die fariseërs nie. Hy het dit volbring, hy het dit volkome gehou sodat God se bedoelinge sigbaar kon word. En daarom is hierdie woorde wat vanoggend gepreek is, nie 'n stok om ander mee te gaan slaan nie. Dis 'n uitnodiging om na Jesus toe te kom. Om te besef dat jy in afhanklikheid van God te leef. Broers en susters, hier is die uitnodiging vanoggend. Jy hoef nou nie 'n klomp uiterlike dinge te gaan doen om vroom te lyk nie. Jy kan eenvoudig net vir God lief hê, met jou hele hart, jou siel, krag en verstand, en so ook die mense wat God oor elkeen van julle se pad gestuur het. Amen. Kom ons bid saam. Here, U het ons vandag daaraan herinner dat U nie die wet kom afskaal het nie, maar dat U gekom het om dit te vervul met liefde en met genade. Leer ons om nie te vra wat die minimum is wat ons moet doen nie, maar om te leef met oop harte en oop hande. Gee ons die moed om daardie tweede myl te loop, die bereidheid om meer te gee as wat gevra word, en die genade om ander te dien met vreugde. Here, laat ons gehoorsaamheid nie net uiterlik wees nie, maar 'n innerlike oorgawe wat U lig in hierdie wêreld sal laat skyn. Mag ons lewe 'n getuienis wees van U koninkryk, en mag ons liefde dieper en verder reik as wat ons ooit gedink het moontlik is. Here, ja, U gee vir ons die meer as lewe, 'n lewe van liefde, 'n lewe van vreugde, 'n lewe waar Jesus self die bron en die doel is. Dankie daarvoor, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser en ons Saligmaker. Amen. Daar is nou die geleentheid om die Here te dien met dankoffers, terwyl ons na die volgende lied saam luister. Still a good
Ons dra die dankoffers op in gebed. Here, dankie dat ons kan gee, en laat ons besef, dit is 'n gawe van U af, en soos die lied wat ons nou na geluister het, my goud en silwer gee ek aan U, dit is nie myne nie. Here, ons bid dat U wil sal geskied hiermee, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan ons slotlied staande saam sing, Beeld van God. By Here is 'n lofgedig geskryf tot sy eer, sorgvuldig elke woord kies, soos die Heerlose Heer, 'n land in die hemel verteenwoordige van God, sorgvuldig aan mekaar geleef, geleef met een geloof, mag ons opgee en liefde, en soos 'n heelheid dra, in 'n wêreld wat verward is, en 'n ware liefde vra, mag ons opgee en liefde, en soos 'n hand vergeen, by almal wat ons is, na U antwoord op ons Heer. Verloore in die wêreld, maar gemaak vir 'n paradijs, om te lag en te lewe, soos 'n prins in 'n paleis. So waarom kan die sonde waaraan jy so bly trou, maar steeds sy beeld verdiende, en jou vrede stinkend kou, mag ons omgee en liefde, en soos 'n heelheid dra, in 'n wêreld wat verward is, en 'n ware liefde vra, mag ons omgee en liefde, en soos 'n hand vergeen, by almal wat ons is, na U antwoord op ons Heer. Is 'n beeld van God, dat geskind is soos kristal, om die wêreld te herinner, was 'n God in die heelal. Kom dan en vat sy hand en leef soos sy kind, wat hy self gemaak het, en jy sal vrede vind, mag ons omgee en liefde, en soos 'n heelheid dra, in 'n wêreld wat verward is, en 'n ware liefde vra, mag ons omgee en liefde, en soos 'n hand vergeen, by almal wat ons is, na U antwoord op ons Heer. Mag ons omgee en liefde, en soos 'n heelheid dra, in 'n wêreld wat verward is, en 'n ware liefde vra, mag ons omgee en liefde, en soos 'n hand vergeen, by almal wat ons is, na U antwoord op ons Heer. By almal wat ons is, na U antwoord op ons Heer. Hierdie lied wat ons nou gesing het, vat die hele Sondagdiens mooi saam. En dit is my gebed dat julle dit ook saam sal vat. Ga nou uit in hierdie wêreld in, nie om die minimum te doen nie, maar om die liefde van Christus te leef in alles wat jy aanpak. Laat jou gehoorsaamheid meer wees as net blote reëls. Laat dit 'n getuienis wees van 'n hart wat deur God verander is. Gaan en loop die tweede myl, gee die ekstra glimlag en wees draers van lig en van vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees bly met elkeen van ons. Amen.
U word hartlik uitgenooi om saam koffie en tee te kom drink. Baie dankie.